Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Johannes 1 verse 15 tot 34. Nou hierdie gedeelte help ons om 'n dieper begrip te kry van wie Jesus werklik is. Die ewige woord van God wat nog altyd bestaan het. Hy is die vervulling van Israel se verhaal en deur sy opofferende liefde bring hy nuwe begin vir almal wat in hom glo. Johannes die Doper getuig dat Jesus groter is as hy, want alhoewel Jesus na hom in die bediening gekom het, het hy in sy goddelike natuur lank voor Johannes bestaan. Nou Jesus is nie net 'n profeet of 'n leermeester nie. Hy is die volheid van God self. Kolossense 2 vers 9 sê, in hom woon al die volheid van die goddelikheid liggaamlik, en uit hierdie volheid ontvang elkeen van ons genade op genade. Johannes kom wys dan die groot verskil tussen die wet van Moses en die genade van Christus. Die wet het aan die mens kom wys hoe sondig en gebroke hy is, maar Jesus kom bring vir ons vergifnis, verlossing en 'n nuwe lewe. In hom ontvang ons genade, nie iets wat ons verdien nie, maar 'n geskenk uit God se liefde. Wanneer Johannes dan sê dat niemand ooit vir God gesien het nie, bedoel hy dat niemand die volle wese en karakter van God kon verstaan nie, behalwe deur Jesus. In hom sien ons die hart van God wat vol liefde, waarheid en heiligheid is. Die godsdienstige leiers van Jerusalem het Johannes kom ondervra, omdat sy bediening groot aandag getrek het. Sommige het self gedink dat hy die Messias was, of die profeet Elia, want volgens Maleagi 4 vers 5 tot 6, sou Elia kom voor die dag van die Here. Maar Johannes het dit duidelik ontken. Hy sê, ek is nie die Christus nie. Ek is die stem van die een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit. Jesaja 40 vers 3. Sy taak was om mense voor te berei vir Jesus se koms. Dit was al wat hy moes doen. Die Fariseërs het vasgehou aan hul rituele en tradisies, en die vraag waarom hy gedoop het, as hy nie die Christus is nie, het gegaan of het hy gesag gehad om hierdie nuwe ritueel in te stel. Nou Johannes het homself as 'n nederige dienaar gesien, selfs onwaardig om die skoene van Jesus los te maak. Hy wou hê, mense moes van hom af wegkyk en hul aandag op Christus plaas. Sy doop was 'n simbool van bekering en voorbereiding vir die koms van die koning. Nou die volgende dag, toe Johannes Jesus sien aankom, het hy uitgeroep, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes stel Jesus nie as hierdie groot voorbeeld of leraar van heiligheid en liefde voor nie. Hy het Jesus as die offer van sonde verkondig, die lam van God, wat die sonde van die hele mensdom op homself dra, die een wat ons verlos, deur sy eie lewe te gee. Johannes vertel hoe hy dan gesien het hoe die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal het, en dat God self bevestig het dat Jesus die Messias is. Matteus 3 vers 17 lees, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Nou dit was 'n duidelike bevestiging, dat Jesus die Seun van God is, die beloofde verlosser, wat die wêreld sou red. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.